Ons fokus vandag op volhoubare suiwelproduksie en gesels met Tanya Blighnout van die Suiwelstandaard Agentskap. Tanya, die suiwelbedryf is aan die verander. Wat dryf hierdie groot skuif? Lisa, baie dankie vir die geleentheid. Jong, ja, die fokus van en die praktyke in die suiwelbedryf het oor die laaste, kom ons sê 2 dekades aansienlik verander. Die een groot dryfkrag wat ek dink is verbruikers wat 'n verwagting het dat suiwelprodukte wat hulle op hulle tafel het, volhoubaar geproduseer word, eties geproduseer word en veilig is om te gebruik. Die internasionale markte het ook baie hoë standaarde waar ons moet voldoen en dit alles het die suiwelbedryf in sy totale waardeketting laat besef dat ons nie net meer kan hou by wetgewing nie, maar ook goeie praktyke in plek moet stel om hierdie doelwitte te kan bereik. Nou, julle het onlangs in 'n aanlyn webinar genoem dat die bedryf deur verskillende fases beweeg. Vertel ons daarvan. Ja, kom ons gaan so 'n bietjie terug na die laat 1990s tot die vroeë 2000s. In daardie tydperk het die bedryf hoofsaaklik gefokus op wetgewing en die nakoming van wetgewing. En hier speel regulasie 961 'n baie belangrike rol en is nog steeds die regulasie wat gebruik word waarteen staalsertifikate uitgereik word vir produsente om melk te verkoop vir verdere verwerking of direk aan die verbruiker. So hierdie regulasie vorm basies die basis waarop alles gebou word. Die tweede fase gaan dan oor na kyk na goeie landboupraktyke en so ver terug as 2003 het die Internasionale Suiwelfederasie riglyne geproduseer. Ek gaan nou in Engels sê The Guide to Good Dairy Farming Practices en dit was basies 'n rigtingwyser vir die internasionale suiwelbedryf oor wat hulle sien in navorsing as die beste praktyke om op suiwelplase toe te pas. So die Suiwelstandaard Agentskap het in 2004 en 2005 stelselmatig al hierdie goeie praktyke begin infaseer by hulle programme wat hulle dan aan die produsente en die verwerkers bekend gestel het. Die derde fase is basies waar ons nou is, waar die fokus weer verskuif het na volhoubaarheid en goeie praktyke, goeie landboupraktyke of beste praktyke om volhoubaarheidsparameters te bereik. En ons is besig om weer eens stelselmatig al hierdie praktyke in te faseer om die doelwit van volhoubare landbou te bereik. Kom ons kom terug by die DSA-kode vir beste praktyk. Hoekom is dit so belangrik vir produsente? Ja, die DSA-kode vir beste praktyk vir melkbode bring die internasionale riglyne wat ons het en die plaaslike realiteit bymekaar uit. So wat ons gedoen het is om die beste praktyke uit die riglyndokument van die IDF te neem en dit dan saam met SANS 1049 wat fokus op higiënepraktyke in die voedselbedryf en ook SANS 1964 wat fokus op dierewelsynpraktyke saam met wetgewing te voeg om basies die grondslag te lê vir beste praktyk vir suiwelboere in Suid-Afrika. Ons fokus in hierdie dokument hoofsaaklik op beste praktyke om jou perseel te bestuur en higiëne, maar ook 'n groot fokus op dierewelsyn, biosekuriteit en veral omgewingsbestuur. Ja, biosekuriteit. Julle praat baie oor plaasaudits. Hoe het die DSA audits oor die tydperk verloop? Jong, die Suiwelstandaard se plaasaudits of gap audits, soos wat ons dit noem, is 'n selfregulerings- en metingsinstrument waaraan omtrent meer as 60% van die georganiseerde suiwelbedryf se melkboere aan deelneem. So die auditprogram het ook 'n pad gestap soos die suiwelbedryf. Ons het aanvanklik gefokus op die verifiering van wetgewing en so stelselmatig soos wat die gaps ingefaseer is, het ons fokus ook verskuif om te kyk dat beste landboupraktyke geïmplementeer is op plase. So waarop ons veral fokus is dierewelsyn en rekordstelsels om die bestuurstelsels te evalueer en dan ook te kyk na higiënepraktyke, personeelopleidingspraktyke en nog vele ander. Wat is die grootste uitdagings wat die bedryf tans in die gesig staar? Jong, daar's vele uitdagings. Ek dink as ons kyk na omgewingsdruk, so spreekhuisgasvrystellings,
waterbeskikbaarheid, die koste van energie en die beskikbaarheid van energie en ook misbestuur. As ons 'n bietjie na die ekonomiese kant kyk, is daar definitief hoë insetkostes en dalk 'n melkprys wat nie so stabiel is soos wat suiwelboere dit graag sou wil hê nie. Die back and closure het definitief ook 'n ekonomiese risiko vir die bedryf. En dan op sosiale vlak moet die bedryf altyd kyk na arbeidsregte, dierewelsyn en verbruikers vertroue. Hierdie uitdagings is alles onderling met mekaar verbind en daarom het ons 'n geïntegreerde, volhoubare benadering nodig om dit aan te spreek. As ons nou praat oor volhoubaarheid, maak die grootte van die plaas of die produksie as sulks 'n verskil? Jong, interessant genoeg nie. In die navorsing waarmee ek heidaglik besig is, sien ons dat dit nie afhang van die grootte van 'n plaas of hulle goeie praktyke kan implementeer om volhoubaarheid te bereik nie. Ek dink die verskil lê eerder in goeie bestuur en die beskikbaarheid van hulpbronne, soos byvoorbeeld goeie stelsels wat hulle ondersteun en regtig kennis wat oorgedra word aan die boer. So daar waar plase goeie bestuur het en waar kennis beskikbaar is, sien ons 'n definitiewe verbetering in die implementering van goeie praktyke om volhoubaarheid te bereik. Is daar hulpmiddels beskikbaar vir boere om meer volhoubaar te produseer? Jong, buiten vir die kode van beste praktyk is daar verskeie modelle en riglyne en programme in die bedryf beskikbaar waaraan sekere van die boere alreeds deelneem of van gebruik maak. Een van hulle wat ek graag wil uitlig is 'n nuwe program wat deur Melk SA ontwikkel is, die Destiny model. En dit help produsente om kweekhuisgasvrystellings te meet, voedingsstofvloei te meet en hulpbron gebruik te meet. So hierdie saam met die auditprogram is regtig 'n basis wat deur produsente gebruik kan word om goeie praktyke in plek te stel om volhoubaarheid te bereik. Julle praat ook van stelseldenke in die bedryf. Brei bietjie uit daarop, wat beteken dit in praktyk en wat 'n verskil kan dit maak? Jong, stelseldenke is soos om 'n plaas as 'n ekosisteem te sien, waar grond en hulpbronne en vee en die mense wat daarop is, alles saam verbind word met mekaar. So in plaas daarvan om elke probleem afsonderlik aan te spreek, kyk die suiwelbedryf meer na 'n sistematiese vloei van hulpbronne. So met ander woorde, nuwe afval kan nuwe insette word, energie kan hergebruik word en dit skep ook 'n geleentheid vir biodiversiteit om weer te herstel. So al hierdie faktore gee die suiwelbedryf veerkragtigheid om die toekoms in te gaan. Ons sien al wonderlike voorbeelde wat huidiglik toegepas word in die bedryf. As ons net so 'n bietjie kyk na regeneratiewe praktyke, byvoorbeeld waar produsente doelbewus kyk na die grondgesondheid en werk om dit beter te maak, deur byvoorbeeld praktyke soos wisselweiding, dekgewasse te plant, kompos en ander praktyke in plek te stel om dit in plek te sit. En dan is daar ook al boere wat kyk na kringloopekonomie stelsels. Dit is waar hulle byvoorbeeld hulle mis vat en dit omskep in energie wat hulle dan gebruik om hulle produksiestelsels aan die gang te hou, of waar hulle byvoorbeeld die mis gebruik as 'n natuurlike bemesting. Al hierdie praktyke verbeter nie net die omgewing nie, maar daar's 'n definitiewe ekonomiese voordeel vir die boer om dit te doen. Nou Tanya, jy het nou verwys na navorsing waarmee jy tans besig is en dit klink vir my nou baie interessant. Ons moet tog eendag verder met jou daaroor gesels. Hoe sien jy die toekoms van die Suid-Afrikaanse suiwelbedryf? Wel, ek glo regtig die toekoms van die Suid-Afrikaanse suiwelbedryf is helder. Ons is baie innoverend en het al baie in die verlede aangepas. So deur samewerking tussen produsente, verwerkers, beleidsmakers en veral navorsing en met die hulp van instrumente soos byvoorbeeld die Suiwelstandardagentskap se auditprogram en die Destiny model wat beskikbaar is, kan ons regtig die bedryf volhoubaar vorentoe laat beweeg. So die suiwelbedryf is soveel meer as net 'n voedselvervaardiger. Dit skep werksgeleenthede, dit help met gemeenskapsontwikkeling en dit fokus ook op verantwoordelike landbou. So as ons volhoubaar dink, beskerm ons nie net ons plase nie, maar ons bewaar ook die waarde van voedsel wat aan die verbruiker gegee word.
En die pad vorentoe, wel ek sien dit as dit verg samewerking, die deel van kennis en 'n vaste verbintenis om al hierdie praktyke waaroor ons nou gepraat het te implementeer op elke plaas in Suid-Afrika. En ek glo vas dat die suiwelbedryf mededingend is met die beste in die wêreld en dat ons definitief nie terugstaan op ons pad na die bereiking van volkomme volhoubaarheid nie. Jy is nie die eerste een wat sê Suid-Afrika doen baie goed. Suid-Afrikaanse boere doen baie goed. Tanya, baie dankie. Jy stem saam. Ja. Haai. Tanya Blighnout van die Suiwelstandaard Agentskap wat vandag met ons kom gesels het oor volhoubare suiwelproduksie.